altyd lekker in die huis van die Here. Ja, die duivel probeer maar sy triks om ons van baan af te kry, maar ek dank God. Hy is groot en hy is getrou vanaand. Ek kan die sit lekker neem, so dankbaar en bly om vanaand saam met u te wees en saam met u die naam van die Here groot te maak. Ek wil vanaand een skrifgedeelte lees. En dis in die boek van Spreuke. En ek wil net die A-gedeelte lees, want hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Soos wat jy dink, jy is, so is jy. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, dit gaan nie vanaand oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, dat alle verstand te boven gaan, dat die vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Julle het weet dat as jy 'n sekere ouderdom bereik, jong seuns, so die omgewing van enigiets van 15, 16 af, jong meisies so van 12, 13 af al, begin hulle om hulle eie identiteit te vorm. Jy begin te dink wie jy is en hoe jy wil wees en jy begin daar volgens op te tree, want daar is sekere goed wat God wil hê, jy in jou identiteit moet aanvaar en verstaan. En hier sê Spreuke 27, 'n belangrike ding, hy sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. En dadelik toe ek dan gaan sit en dink ek, dis nogal vir my snaaks dat God sê, soos wat jy dink jy is, so is jy. Klink vanaand so 'n bietjie snaaks, as ek het so kan sê, want baie van ons het maar 'n baie slegte beeld van onsself. Baie van ons het 'n baie slegte opinie van wie ons is en wat ons is. En dit maak dit partykeer baie moeilik, want ons skep 'n beeld vir onsself wie ons is. En die woord van die Here sê hierso, hy sê, want soos jy in jou siel bereken, so is jy. En daarmee toe jy nog gaan kyk, toe dink ek by myself, is dit nie amazing dat elke keer wanneer Satan aanval, val hy nie die persoon so seer aan as sy identiteit nie. Hy val jou aan vir wie jy is. Is nogal snaaks, ek het daaroor gaan sit en dink, want ek moes gaan kyk en ek wou seker maak dat dit wat hy aanval is die identiteit en nie die persoon nie. Ek sien 'n man met die naam van Petrus, 'n man wat 'n visserman is, 'n man wat so lojaal was teenoor Jesus, dat hy het gesê, Here, al staan almal teen U op, en al doen almal wat, ek sal by U staan. Dit is nogal snaaks, dat die oomblik, toe hy daar staan en hulle sê, toe hulle Jesus in hegtenis neem, en hy staan daar by die vuur, toe sê hulle, jy's een van hulle. Toe sê hy, nee, ek is nie. Die volgende roep verby, sy sê, ja, hy is een van hulle, want hoor, hy praat tot soos hulle. Is nogal snaaks as jy identiteit in Christus kry, dan begin alles te verander. Genesis 1 sê dit baie mooi, dit is Genesis 1, sê ek reg is 27, wat hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld, en aan die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. So hy sê, ons is geskape na God se beeld. So as ek vanaand geskape is na God se beeld, dan begin ek ook die identiteit te kry van God. Ek begin te dink soos hy, begin te praat soos hy, begin te redeneer soos hy, begin te klink soos hy. En dadelik toe keer aan dit, toe dink ek by myself, dis snaaks dat ons identiteit so maklik op sy kan skuif, en sê, maar dis nie wie ek is nie. Pastoor, dis nie hoe ek is nie. Jy sien, ons het vir onsself identiteit begin vorm, wat ons dink, dis wie ons is, en dis wat ons moet wees. Toe ek kyk na Petrus,
soos hulle. Dit beteken dat hy lyk nie net soos hulle nie, hy praat nie net soos hulle nie, hy klink al soos hulle. Sy manier van praat, sy manier van oorkom, die dinge wat hy homself in geïdentifiseer het en waarin hy homself sterk gemaak het, is reeds dit wat vanaand onder aanslag is. Kan ek het nog vanmorgen vir jou sê, ek vanavond vir jou sê, daar's mense wat gaan sê, ja, maar jy is mos 'n kind van die Here. En ons het al van ons vol, ja, maar hoekom sê so? Ons probeer, wat die oomblik, wanneer die identiteit onder aanslag is daar sekere dinge wat ek van weet, en sekere dinge wat ek wil beskerm. Want dit het vir my begin sin maak, dat, toe ek hierna gaan kyk, ek na, selfs in die tuin van Getsemaane, in die tuin van Eden, in die tuin waar Adam en Eva aangestel was as regeerders, aangestel was om oor die diere te regeer, en oor die sterre, en oor die planete en goed, waar hulle aangestel was om name te gee vir die diere, waar hulle aangestel was om in die plek in stand te hou, die oomblik toe sonde inkom, toe val dit hulle identiteit aan. Hoekom sê ek vanaand so? Want hulle het gaan wegkruip. Hulle wou nie hê God moes hulle sien nie. Ek weet nie hoeveel van ons het vanaand presies miskien en in dieselfde situasie, jy wil die Here dien, maar jy wil tog net nie hy jou sien nie. Want hoe moet as hy jou moet sien, dan weet hy presies wat jou lewe aan die gang is, hy weet waarmee jy besig is, hy weet hoeveel dinge jy doen, hy weet jou sonde, hy ken alles, en op baie male sê ons, Here, ek wil amper sê, kyk verby my, ek is maar 'n sondige mens met 'n sondige natuur, al wat ek vanaand nodig het, is 'n God wat my raak sien. En dadelik toe ek dan begin dink, toe dink ek, is dit nie snaaks dat die vyand die identiteit aanval nie. Is nogal snaaks toe Jesus in die woestyn ingaan, toe word sy identiteit aangeval deur Satan. As u die seun van die Allerhoogste is, waarom spring jy hier af dat die engele jou kan vang nie? It's nogal amazing as jy dan dink dat die vyand het selfs Jesus nie ons sien nie, so moet asseblief nie dink dat hy jou nie aanval nie. Net soos wat hy Jesus aangeval het, soos sal hy jou aanval. En is snaaks dat hy altyd die identiteit wil aanval. Want jy sien, ek het iets begin agterkom, hoe sterker ek in my identiteit is, hoe sterker is ek in my geloof. Hoe meer ek weet wie ek in Christus is, hoe meer standvastig raak ek in my gebedslewe, hoe meer standvastig raak ek in dit wat ek doen, in my spiritual warfare, hoe meer standvastig raak ek, want ek weet wie ek in Christus is. En wat doen die vyand? Jy kan nie dit doen nie, want het jy nie dit in jou lewe wat verkeerd is nie? Ek wil vanaand vir jou sê, ek dank God vanaand, my identiteit is nie perfect nie. My identiteit is nie gemaak om perfect te wees nie. My identiteit is onder konstruksie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, God is besig met my, en hy is besig met jou. Elke een van ons wat vanaand hier sit, hier is nie een wat kan sê, hy is volmaak nie. God is besig met elke een van ons. En is baie snaaks, dat wanneer die vyand jou aanval, probeer hy altyd vir jou sê, jy is nie rarig 'n kind van die Here nie. He attacks your identity. Want jy sien, die oomblik wat hy jou kan wegkry van dit wat jy is en dit wat jy glo, dan is jy niks. Kan ek maar vanaand vir jou sê, een van die woorde wat ek die liefste is om te gebruik, as iemand vir my sê, yes,
maar jy het oulik gedoen, of jy het iets gedoen, en sê ek, man, ek is niks. God is alles. Jy sien, want ek het iets begin agterkom, hy kan nie niks afbreek nie. Hy kan nie niks van my wegvat nie. Maar as wanneer ek op myself begin staan maak, of op myself begin roem, of begin sê, ja maar, ek is daarom 'n kind van die Here wat redelik groot is, en redelik ek kan ek hierdie waarborg gee, my identiteit gaan aangeval word. Ek gaan kyk na 'n man met die naam van Moses, 'n man wat in die koning se huis groot geword het, hy het in die paleis groot geword, en hy het sonde gepleeg, hy het 'n man doodgeslaan, en wat doen die vyand? Hy val sy identiteit aan. Jy gaan sterf met die koning gaan nie jou sukkel nie. You're not gonna make it. En dadelik toe ek hierom gaan sit en dink ek by myself, is dit nie amazing? En so kan ek deur al die karakters van die Bybel gaan. So kan ek gaan deur baie dinge, maar daar's een ding wat die vyand die meeste aanval. En dis wie hy is. Jou identiteit. Toe hulle daai vrou gevat het, wat egbreek gepleeg het en haar voor Jezus neergegooi het hulle nie gesê, dis 'n vrou wat ons gevang het nie, hulle het gesê, dis 'n vrou wat in egbreek betrap is. En hulle het daar definitief uitgeskel as 'n egbreekster, of dalk 'n hoer, of dalk iets anders, maar hulle het dadelik haar 'n naam gegee wat haar identiteit skade aandoen. En dadelik toe ek hieroor gaan sit en dink, toe begin ek te besef, maar ek sien die hand van die vyand in die plekke waar hy my identiteit afbreek. Maar wat sê die Bybel, wie is ek? En ek begin klaarmaak met wie ek werklik is. Jy sien, toe mooi oor gaan sit en dink en daaroor begin redeneer, toe kom daar 'n skrif by my op wat sê, we are a chosen generation. We're a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people who springs forth the praises of Him. So dadelik sê dit, ek is nie gemaak om vanaand in 'n groep te wees nie. Ek is gemaak om uit te stap. Ons is 'n heilige priesterdom. Ons is 'n rare spesie van mense. Ek het ook gaan kyk, want dadelik word ek aangeval met die gedagte, jy's 'n helverdiende sondaar. En ek was so bly toe die duiwel het vir my sê, want toe kon ek vir hom sê, dis waar, maar ek is vry gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ek is nie net vry gekoop nie, maar ek is gevul met die Heilige Gees. En weet wat, as gevolg van dit kan ek vanaand sê, ek is wedergebore deur Gees en deur water. Ek kan vanaand sê, ek is 'n kind van 'n lewendige God, nie omdat ek vanaand Jesus nie, maar omdat ek wedergebore is deur Christus Jesus. Jy sien, my identiteit kan onder aanslag kom, maar wie ek werklik is, kan nie van my weggeneem word nie. Het is altyd so snaaks, en ek sien dit baie in die Amerikaanse se politiek, as hulle ouens het twee kandidate wat teen mekaar hardloop, dan gaan soek hulle al die vuil wasgoed. Heel sa rubbish. Hierdie ou doen dit. En hierdie ou het al sy vrou verneek, en hy het al dit en hy het al dat. Hulle val sy identiteit aan. En daarom toe
totdat ek by God uitgekom het. Van die oomblik, toe ek by hom uitkom, toe bely ek en sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek is dalk 'n egbreker, ek is dalk 'n hoereerder, ek is dalk iemand wat my ophou met pornografie, ek is dalk iemand wat my ophou met iets anders, met drank of wat ook al die geval mag wees. Ek moet myself voor hom sit. En weet wat was sy woorde? Hy het nie vir my gesê, wel, jy val onder hierdie kategorie, gaan staan daar nie. Hy het gesê, jy's myne. Ek het jou by jou naam geroep. Jy's myne. Jy behoort aan my. Jy's 'n nuwe skepsel deur Christus Jesus. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het niet geword. So ek wil vandag vir jou sê, wanneer jou identiteit onder aanslag kom, moet jy teruggaan na wie jy werklik is. Ek is 'n bloedgewaste, wedergebore, vrygekoopte, geesvervulde kind van 'n lewende God. Ek is nie volmaak nie, maar ek is syne. Ek is dalk nie die beste nie, maar ek behoort aan hom. Ek is dalk nie vanaand die dierste nie, maar hy het my gekoop en die prys betaal wat niemand anders nog ooit vir my betaal het nie. Soos ek vanaand daarna kyk en ek vanaand sê, ek is kosbaar en waardevol in die oë van die Here. Ek het nou vergeet, ek wou 'n noot saamgebring het vanaand. Sommer van jou R10 noot of R20 noot, en net vir jou gevra, wat is die waarde van die noot? Kom sê R20, as ek hom opvrommel en ek gooi hom op die grond, wat is sy waarde? As ek op hom trap, wat is sy waarde? As ek hom vanaand vat en deur die modder sleep, wat is sy waarde? Dit bly R20. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, maak nie saak waardeur die vyand jou vat om jou identiteit af te breek nie, jou waarde vir God sal nooit verminder nie. So net al die sit, kan ek jou vra, sal jy gou jou oë toe maak en jou hoof buig? Want vanaand terwyl ek besig is om voor te berei, het ek die Here so mooi gevra, Here, as daar iemand vanaand onder aanslag is, as iemand se identiteit aangeval word vanaand, wil ek net weer bevestig wie hy is in Christus Jesus. So as jy vanaand hier sit en sê, ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie oud genoeg nie, of ek is dalk te oud, of ek is dalk nie meer daar die mooiste nie, of die kragtigste nie, wil ek vanaand vir jou sê, jy is presies wat God wil hê. As jy vanaand hier sit en sê, Here, bevestig net my identiteit vanaand, steek jou hand op na God toe, ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Ek wil vra as jy hand opgesteek het, sal jy saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Ja, ek wil van aanslag die koortjie digter uitroep. Wat sê ek is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan en alles het niet geraak. Here, ek is regverdig in U. Here, ek hoef nie vanaand die beste
beste of die grootste of die sterkste te wees nie, solank ek aan U behoort. En ek wil vanaand bid en vra, Here, kom vat ons en maak ons toe met die kosbare bloed. Here, herstel ons identiteit vanaand. En Here, as iemand my identiteit aanval, dat ek vanaand sal kom en sê, die identiteit wat jy aanval was ek dank, maar wie ek vanaand is heeltemal anders. Here, ek wil vanaand bid en vra, vernuwe my denke, verander my gees, Here, wat die Bybel sê, soos wat ek die berekening maak, so sal ek wees. Here, ek wil nie vanaand hier uitstap as iemand wat 'n verloorder is nie. Ek wil nie vanaand hier uitstap as iemand wat nie weet wat aangaan nie. Ek wil hier uitstap met die identiteit. Ek is vrygekoop deur die bloed van die Lam. En ek is syne vanaand. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek kan die sitplekke neem. Terwyl ek die laaste gedagte met jou deel. Dis amazing dat wanneer ek aan Hom behoort, alles wat ek het en alles wat ek is ook syne. Dis hoekom dit wat hierdie mamma vanaand gedoen het om te sê, ek wil my kinders toewy aan God, is steeds uitgekom en gesê, alles wat ek het en alles wat ek is, wil ek teruggee vir die een wat het vir my gegee het. En dit maak het vanaand soveel meer amazing vir die rede. Jou identiteit sal altyd onder aanslag bly. Daar sal mense wees wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Daar sal mense wees wat sê, maar jy kan nie wat jy het. Kan ek vanaand vir jou sê, as God niks teen jou hou nie, wie is die mens om iets te doen? Hy het jou vrygekoop met sy kosbare bloed. Amen. Dankie. So, ons kan allemaal opstaan vir die laaste lied, broers wat vanaf na die offerandes, julle kan ook na vore kom.